Hallo julle, dis weer ek, hoorie so. Voel jy baie kere dat die Here het vir jou beloftes gegee en dis asof dit net nie gebeur nie. En jy vra die Here, "Jog Here, het ek reg gehoor? Is dit U wat vir my daai belofte gegee het? Is dit U wat vir my gesê het dat dit is wat gaan gebeur?" So ek is hier en ek wil graag vir jou ietsie wys uit die woord wat vir my so profound is en mag dit jou bemoedig om nie op te gee op jou drome nie en dit wat die Here op jou hart gelê het nie. So, julle almal ken vir Abraham, julle almal ken vir Josef en julle almal ken vir Dawid. Nou goed. So, Abraham was 75 jaar oud en hy kon nooit kinders hê nie. Nou moet julle verstaan, hoe sou julle voel as julle getroud is en julle kan nooit kinders hê nie. Ek meen, dis wat almal het, dis julle hartsbegeerte. En so was Abraham al 75 jaar oud. En toe gee die Here op 75 jaar oud gee die Here vir Abraham die belofte van hy gaan vir hom 'n seun gee. En dit was toe hy 75 is. Hy het daai belofte eers gekry toe hy 100 jaar oud is. 25 jaar het verloop voordat Abraham daai belofte gekry het. Nou na 75, toe, soos julle weet, is Ismael gebore. Hoekom is Ismael gebore? Want die Here het mos nou vir Abraham 'n belofte gegee. En as die Here nie gou genoeg doen wat ons vra nie, dan maak ons eie Ismaels. Dan gaan ons seker maak dat ons daai belofte wat die Here vir ons gegee het, laat gebeur. En ons doen dit op ons terme, en op ons manier, en op ons tyd. So, ek wil julle vra, dat julle nie Ismaels gaan maak van julle beloftes nie. Die Here het vir jou belofte gegee, en hy gaan dit deurvoer, want God is elke dag dieselfde. Hy is gister, vandag en môre elke dag dieselfde. Hy is ons Alfa en Omega, hy is ons begin en ons einde. En hy sal dit deurvoer, want sy woord is sy woord. Hy sal nie teruggaan op sy beloftes nie, dis hoekom hy 'n reënboog in die lug gesit het, sodat hy homself kan herinner aan sy eie belofte wat hy gemaak het aan Noag. So, ek wil jou bemoedig en vir jou sê, Abraham het 25 jaar gewag om sy Isak te kry, om sy belofte te kry. Josef was 17 jaar oud, toe hy die droom gehad het, dat hy koningskap gaan kry, en dat hy, dat sy broers en almal voor hom gaan buig. Hy was 17 jaar oud. En hy het 13 jaar gewag, hy was 30 jaar oud, toe hy geroep is Farao toe, en koningskap gekry het, om die land te red. Toe was hy 30, hy het 13 jaar gewag. Dawid was plus of minus 15 jaar oud gewees, toe in 1 Samuel 16, was hy omtrent so 15 jaar oud gewees, toe Samuel hom gesalf het as koning. Hy het nie dadelik koning geword nie, hy het nie 'n dag daarna nie, hy het nie 'n jaar daarna nie, hy was 30 jaar oud, so hy het 15 jaar gewag. So sê vir my, hoe lank is jy bereid om te wag vir jou belofte? En wat gaan in daai tydperk gebeur, wat jy wag vir jou belofte? Die Here gaan vir jou mold, en hy gaan vir jou shape, want hy gee vir jou 'n calling. En daai calling, daai belofte is, kyk soos byvoorbeeld, myne was, die Here het in 2013, het die Here vir my gesê, hy gaan my Johannesburg toe stuur, om 'n kerk te kom plant. Julle, dis 2024. En, waar is die kerk wat ek geplant het? Verstaan julle? Want die Here moes my deur verskriklike molding en shaping en goed gevat het, om my op hierdie plek te kry waar ek vandag is, om te kan sê, "Sjoeg Here, Abraham was gemold en geshape, hy moes groei, hy moes even, toe hy sy seun kry, toe moes hy sy seun gaan offer. Hoekom het die Here sy seun vir hom gesê gaan offer sy seun? Want
Jesus wou sien, het jy jou belofte liewer as vir hom. Jesus wou gesien het Abraham sy belofte vir Isak liewer as vir hom. Sal hy hom offer of sal hy nie? Sal hy dit deurvoer? So, Josef was die oomblik toe die Here vir hom sy belofte gegee het, was hy gemartel, hy was in 'n put gegooi, hy was in 'n tronk gesit. Ek meen, as die Here vir my 'n belofte moet gee, hoor jy gaan 'n koning wees, jy gaan sommer die konings, mense gaan voor jou buig. Gaan dink bietjie mooi daaroor. Wat gaan dit van jou vat, as mense voor jou buig, want daar gaan trots inkom. So die Here moes vir Josef humble maak, deur brutal goed te vat. Hy het toets op sy pad gestuur, net soos wat Abraham 'n toets gekry het Josef ook 'n toets gekry. Josef se toets was Farao se vrou. Gaan hy last kan weerstaan? Want as jy in 'n koningskaprol is, gaan jy goeters moet kan weerstaan. Hy moes last weerstaan het, hy moes humble geraak het, hy moes vergifnis teenoor sy broers toegepas het in die tronk. So hy moes deur baie goeters gegaan het, voordat hy daai koningskap kan opneem. Want, as ander mense voor jou buig, kan trots inkom. So die Here moes sy hart sag en humble gemaak het, en laat hy die weelde van die wêreld weerstaan. So die Here het vir hom daai toetse gebring. En dit het 13 jaar gevat vir die Here om hom deur daai pad te vat, om sy hart op 'n plek te kry waar die Here kan sien, okay, nou is jy reg. Nou is jy reg dat ek jou in hierdie koningskaprol kan sit, en jy gaan nie trots kry in jou hart nie. Selfde met Dawid. Dawid was min of meer 15 jaar oud, en hy was 30, so hy het omtrent 15 jaar gewag. Wat moes Dawid deurgaan voordat hy koning is? Dawid moes getrein geword het hoe om hord te veg. Hy moes eers 'n leeu verslaan, toe moes hy 'n Goliat verslaan, en toe het die Here hom humble gemaak. Hoe het hy hom humble gemaak? Saul het vir jare en jare en jare hom pursue om hom dood te maak, as gevolg van jaloesie. Dawid het ook 'n toets gekry, waar Saul in die grot gegaan het, om toilet toe te gaan, en so kon Dawid net so, in plaas van hom dood te maak, het hy net 'n stukkie van sy mantel afgesny. Hoekom is dit? Want die Here het hom getoets. Gaan jy uit emosie optree, en dit nou in jou eie hande neem, en sê, genoeg is genoeg, hou op om my te pursue, ek is nou klaar met jou, ek gaan jou doodmaak, ek vat dit in my eie hande, want ek is tog koning? Of gaan jy humble bly, en jy gaan gehoorsaam bly aan die Here, dat wanneer hy jou promote, dat jy uit 'n plek van humbleness dit kan vat. So wanneer jy deur trials and tribulations gaan, wanneer jy deur brutal goed gaan, moet jy weet, dit is omdat die Here jou equip en jou shape en jou mold, sodat wanneer jy in jou calling stap, dat jy dit humbly doen, dat jy dit pure-hearted gaan doen, en trots en seer en bitterheid in daai calling rol, en daai belofte wat die Here gegee het, nie gaan instap, want dit kan jou downfall dan beteken, en die Here probeer jou beskerm daarvan. Die Here het vir ons elkeen 'n skrif gegee, waar ons noem dit jou Rema skrif. Dis 'n skrif, dis 'n belofte wat die Here gekoppel het aan jou calling. En ek vra dat jy vir jouself 'n boekie kry. Hierdie is jy sal sien, hy is so groot soos my hand, my pocket boekie. En heel voorin staan my belofte skrif. En myne is, ek sal genoem word herbouer van mure en hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. Want ek is 'n trauma coach en 'n Christelike beraader. Nee, ek is nie, dit is wat ek doen. En ek is 'n herbouer van mure en 'n hersteller van paaie. Dis my passie om mense se senuweestelsel gesond te kry. So ek hoop dit bemoedig jou en mag dit jou seën. Want Jesus het jou lief en moenie opgee op jou droom nie.